Nou hier waar ons nou sit, is ons tasse reeds gepak en dis ek kom ons nou kortbroeke dra vanaand. Maar tasse is reeds gepak om oudergewoonte al die pad Saudi-Arabië toe te reis om die wêreld se strafste motorsportwedren te gaan volg, die Dakar. Uiteraard is daar baie Dakar wedren aanhangers hier in Suid-Afrika en meeste van daai aanhangers sal weet dat Toyota met 'n motor wat hier in Johannesburg gebou is in Suid-Afrika en elke jaar aan die gang gehou word deur 'n hele string Suid-Afrikaners 3 uit die laaste 5 Dakar wedrenne gewen het. Dis tog al 'n hengse fantastiese storie om te kan vertel. En uiteraard kan dit weer gebeur in 2024, maar daar het 'n paar dinge verander. Gereelde kykers en motorsport-aanhangers behoort die algehele Suid-Afrika Dakar storie redelik goed te onthou. Die storie van ons ou chommie, Janiel, wat al vir 20 jaar sy bes gee in die wêreld se strafste wedren. Dan ook die storie van die baie talentvolle Henk Lategan, wat baie mense glo die volgende Suid-Afrikaner gaan wees om Dakar te wen. En dan natuurlik die wêreld se vinnigste veldrenjaer Nasser Al-Attiyah van Qatar, wat al 3 keer in die Suid-Afrikaanse Hilux kon koning kraai. Maar laat in 2023 het verskeie van hierdie dinge redelik dramaties verander. Henk het sy skouer gebreek in 'n plaaslike wedren en is nou op die kantlyn vir 'n klomp maande en gaan dus nie volgende week Saudi-Arabië toe nie. En die man wat al daai races gewen het, wel, hy is nou die oppositie, want na 7 jaar agter 'n Hilux se stuur het Nasser groener weivelde gaan opsoek. Nou nog groot nuus wat die Dakar betref is dat die Suid-Afrikaanse gedeelte van die span nou nog 2 splinternuwe renjaars gaan kry wat by die span gaan aansluit. Die baie ervare tydrenjaer Guy Bottrell en die bloedjonk maar baie talentvolle Saud Variawa. Not to make a mistake because the championship's so tight. Guy Bottrell is 'n veelvuldige Suid-Afrikaanse tydrenkampioen, maar hy het eers onlangs die wêreld van tydrenne verruil vir die wêreld van veldrenne. Die 2 wêrelde verskil eintlik nogals heelwat. En dan is daar die jongman. Saud Variawa kom uit 'n ras-egte motorsportfamilie en op die bloedjonk ouderdom van 18 jaar oud is hy reeds 'n Suid-Afrikaanse baanrenkampioen. Hy het dan nou ook vroeër vanjaar die skuif na veldrenne toe gemaak en reeds sy spoed en talent tentoongestel, maar vir beide Guy en Saud lê die groot toets nou voor, want die Dakar is nie 'n man se maat nie. Beide ken van speekswaai, maar die kenners reken dit vat 5 of 6 jaar om die Dakar baas te raak. En dan is daar natuurlik die duine ook nog, wat 'n groot rol gaan speel en iets wat ons hier reg in Suid-Afrika het nie. So eintlik moet mense die volgende Dakar of selfs 2 of 3 sien as 'n oorgangsfase vir Toyota, waar hulle fokus op hulle toekoms en die nuwe talent wat hulle ontwikkel. Maar deur dit alles is daar darm een ding wat absoluut konstant bly staan, en dit is ons ou vriend Janiel de Villiers, wat hierdie jaar 2024 aan sy 21ste Dakar tydren deelneem. Almal weet dat die Fransman Stefan Petterhunsel bekend staan as meneer Dakar. Maar die man van Stellenbosch se rekord by die wêreld se strafste wedren is verstommend. 20 keer het hy weggespring en 20 keer het hy die einde gehaal. 19 keer in die top 10, 15 keer in die top 5, insluitende 'n oorwinning tydens die 2009 weergawe van die wedren. Die man het ervaring en hy speel 'n reuse rol in die renmotor se ontwikkeling, sowel as om die jong en onervare mannetjies 'n bietjie touwys te maak. So baie duidelik was dit nodig vir die nuwe Hilux om so goed te wees as moontlik, om hom verder te toets en te ontwikkel, om seker te maak hy so vinnig as wat hy kan wees, maar dit was ook nodig vir Guy en vir Saud om bietjie baie belangrike ervaring in die sandduine op te doen. En daarvoor was ek en Wallace nou net die ander dag vir meer as 'n week en 'n half lank al die pad Namibië toe. Oudergewoonte is die span se trok met 2 karre al die pad Walvisbaai toe vir 'n strawwe toetsessie in die hemelhoë sandduine van die pragtige Namib-woestyn. Hier sou Janiel weer eens sy toorkuns agter die stuur gebruik om die motor se veringstelsel perfek in te stel vir die toestande wat die spanne in Januarie in Saudi-Arabië gaan teekom.
Maar meer belangrik was dit 'n goeie geleentheid vir Guy en Saud om hul woestynstewels te vind en om gewoon te raak aan kilometers en kilometers se sand. Presies wat hulle ook in Saudi-Arabië gaan teekom. So die span wat Toyota by Dakar 2024 gaan verteenwoordig bestaan uit 2 nuwelinge en die ou staatmaker Janiel de Villiers. Maar dis nie al nuus nie, want Toyota het hulle span vir 2024 verder uitgebrei deur nog 2 internasionale spanne ook by te voeg. Die manne wat saam met die 3 Suid-Afrikaanse spanne die Hilux vlag gaan waai op die volgende Dakar is hierdie Braziliaan met die naam Lucas Moraes. Hy is ook nog in sy vroeë 20s, maar die man was 3de algeheel in die 2023 Dakar en sy loopbaan is op pad boontoe. En die volgende lid om die span vol te maak is die 21-jarige Amerikaner Seth Quintero. Die jongman van California jaag al in die duine vandat hy 12 jaar oud was en het al 3 Dakar wedrenne agter die blad. Dit was nou wel in kleiner en stadiger renmotors, maar ons reken die jongman is nou slaggereed om sy staal in die Hilux te wys. So volgens ons eintlik 'n goeie span met baie belofte vir die toekoms. Motorsport en vir alle resies soos die Dakar is onvoorspelbaar. Geen mens weet wat kan gebeur nie, maar daar's baie goed wat kan gebeur. Ons weet dat Nasser is waarskynlik steeds die vinnigste hou, maar hy ry nou vir 'n ander span en sy kar kan dalk nie hou nie. Een van die Toyota nuwelinge kan dalk die knoop deurhak of Janiel se bestendigheid kan dalk vrugte afwerp en dit in sy 21ste Dakar. Hoe dit ook al sê, oor 'n paar dae spring ek en hy weer op 'n vliegtuig al die pad Saudi-Arabië toe om te gaan kyk hoe die Hilux span vaar. Maar benewens die Toyota span is daar ook 'n klompie ander Suid-Afrikaners in karre en op motorfietsse en ons gaan hulle ook ondersteun. En ons sien julle na die breek.